Geseënd sal ek wees in die stad. Geseënd sal ek wees in die veld. Geseënd is die werk van my hande, my eiendom en al my geld. Geseënd sal ek wees as ek uitgaan. Geseënd sal ek wees by die huis. Net waar ek gaan sal die Here genade aan my bewys. Dit sing ons heerlik saam met Louis Brits se verwerking van Deuteronomium 28, waar God die seëninge en vervloekinge wat voortspruit uit die wet van Moses aan Israel voorhou. Nou wat ons altyd moet onthou, is dat in die konteks van die wet van Moses, is al die seëninge in Deuteronomium 28 onderworpe aan 'n bepalende voorwaarde. As julle sal ek, bepalende voorwaarde, as julle sal ek. Nou die bepalende voorwaarde in vers 1 van Deuteronomium 28 lees so: as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God, as julle sal ek, en dan volg daar 'n lys van seëninge tot en met vers 13, waar die bepalende voorwaarde weer uitgespel en uitgestip word in die B-gedeelte van vers 14, wat sê, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel, om te hou en te doen, as jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop en hulle te dien nie. En dan in vers 15 kom die waarskuwing met 'n derde herhaling van die bepalende voorwaarde. As julle sal ek. Vir die seën, en dan word die vloeke gelys tot en met vers 68, indien jy die bepalende voorwaardes nie nakom nie. Deuteronomium 29 vers 1 sê dan dat die verbond of die ooreenkoms tussen die Here en Israel is met ander woorde die volgende: as julle presies doen wat ek sê, dis die ooreenkoms. As julle presies doen wat ek sê, sal julle seën ontvang. As julle nie presies alles doen nie, sal julle vervloek wees. Wat word van hulle verwag om te onderhou? Wat moet hulle alles presies doen en nakom? Nou, u kan dit gaan lees in vanaf Deuteronomium 5 tot en met Deuteronomium hoofstuk 28 en begin met die 10 gebooie in Deuteronomium 5, wat die basis is waarop al die res in duidelike taal uitgestip word. Die bepalende voorwaarde is dat jy al die gebooie vanaf Deuteronomium 5 tot en met 28 sorgvuldig sal onderhou. En indien jy dit nie doen nie, sal al die strawwe en vervloekinge van Deuteronomium 5 tot die einde van 28 op jou van toepassing wees en oor jou kom. Beide oor die volk en oor die individu. En soos die ou liedjie sê, en is my verwerking van die liedjie, sy wet en jou gedrag, en daar lê die ding, o ja ja, daar lê die ding, o ja ja, daar lê die ding. Sy wet en jou gedrag, en daar lê die ding, ja daar lê die ding, ja daar lê die ding. So 'n stuk geskiedenis volg agter Deuteronomium 29:30 en die eerste paar hoofstukke van Joshua.
En dan in Josua 7 kom die papaja en die waaier bymekaar. As gevolg van Achan se persoonlike sonde. En dit benadeel die hele volk. Gaan lees maar. Net soos Adam se sonde, die hele mensdom benadeel. En van toe af is die papaja en die waaier voortdurend bymekaar. Vir Israel en die ganse geskiedenis en hulle ganse geskiedenis en die mensdom op aarde en individue op 'n daaglikse basis. In die Nuwe Testament word die probleem met Israel en die probleem met die mensdom en die wet van Moses so gestel in Romeine 3 vers 9. Hy begin deur te sê dat die wat uit die wet is, naamlik Israel, nie 'n sentimeter se voordeel bo die is wat sonder die wet is nie. Hulle het geen voorrang nie. Hulle kom nie eerste nie. Hulle kry nie spesiale behandeling nie. Hulle word nie gesien omdat hulle onder die wet is en die wet probeer hou of hier en daar die wet hou, hoegenaamd enige voorrang bo die heidene nie. Hy sê want in vers 9b, want ons het al tevore Jode en Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van die aders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Dit lyk vir my soos die wêreld waarin ek lewe, soos die mensdom tussen wie ek lewe. Nou weet ons dat alles wat die wet sê hy dit vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Wat sê die wet vir die wat onder die wet is? Of uit die wet is? Die wet sê, bly stil. Aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Let wel, die wet sit jou nie aan die praat en roem nie. Dit sê, bly stil, jy skuldig. Die wet sê nie geseënd is jy. Die wet verklaar jou doemwaardig. Eintlik vervloek is jy. Jy is 'n sondaar. Of jy nou Sabbat hou, of nie hou nie. Of jy nou kerk toe gaan, of nie kerk toe gaan nie. Jy is 'n sondaar. Romeine 3:23. Want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Galasiërs 3 vers 10. Want almal wat in die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. Vervloek is elkeen wat nie van Deuteronomium 5 tot Deuteronomium 29 alles doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Daar
gaan al die seëninge van Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 by die deur uit. Hulle groet en sê kubai. As jy dink dat Sabbate, Joodse feeste, besnydenis van die vlees, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, kerklidmaatskap, klein doop, groot doop, jou edele afkoms, rituele, kerkbesoek, verwysings na God en Jesus, etc. in Hebreëse taal. Die seën van Deuteronomium oor jou gaan bring. Leef jy in 'n illusie, in 'n droomwêreld. Dan is jy verdwaal in totaliteit en verstaan jy glad nie wat die Bybel ons leer nie. Sê ek, jy hoef nie die wet te onderhou nie. Dis waarvan ek voortdurend beskuldig word. Jy sê ons moet die wet breek. Nee, dis nie wat ek sê nie. Mooi luister wat sê ek. Ek sê, jy hou nie die wet nie. Al preek jy hom, al hou jy 'n Sabbat, of dit nou Sondag of Saterdag is, die regte Sabbat is Saterdag. Sondag was nog nooit, behalwe deur denominasies geïnterpreteer as 'n Sabbat. Ek sê jy hou nie. Jy wil die Sabbat hou hom nie eers ordentlik nie. En as jy hom nie hou nie, vervloek is jy. Volgens die wet. As jy dink, jy kan geregverdig word. Ek beskuldig jou dat jy die wet nie onderhou nie. Al preek jy hom, al roem jy in hom, en gewoonlik in die paar maklike goedjies in die wet. En vir diegene wat reken na die woord Jood, in Romeine bloot na die Judaiseerders, of wat julle hulle ook al noem, verwys, gaan lees weer, en leer om konteks te lees, en lees in besonder wat Jesaja oor Israel, in Jesaja 65:2 te sê het, en wat Jesaja 53 oor hulle sê, en wat deur Paulus so saamgevat word in Romeine 10:21. Maar van Israel sê hy, dit is God wat sê, die hele dag. Luister, hy praat van die, wat die wet beter hou as enigiemand wat ek in my lewe gesien het. Die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Jy sien, hulle het nooit die hele wet onderhou nie. Dis nogal interessant, dat die tweede persoon wat die 10 gebooie gebreek het, was Moses. Die eerste een wat die eerste gebod oortree het, was die voorvader van die Levitiese priesterskap, wat in Israel gegeld het. Die eerste hoëpriester van die Levitiese orde, naamlik Aaron, deur die goue kalf te bou, en 'n aanbiddingssessie met koordanse en lofsange rondom die goue kalf te hou. En toe Moses sien en hoor wat Aaron gedoen het hy die 2 tafels wat aan beide kante beskryf was met die wet, wat God self geskryf het in sy eie handskrif. Iets besonders. Die 10 gebooie en wat ook al alles daarop was. Het Moses die tafels uit sy hande uitgegooi en hulle verbrysel. En dit is wat ons almal doen. Ons verbrysel die wet van Moses, wat God self geskryf het. Die wêreld is vol goue kalvers. Ek laat my nie vertel,
wat jy by 'n rockkonsert sien is nie aanbidding nie. Ek laat my nie vertel dat rugbyhelde word nie aanbid en bewonder. Sit jy daai selfde mense in die kerk is hulle verveeld. Laat my nie vertel dat die blou bil word nie aanbid nie. Ek het laas een gebly, het selfs 'n vlagpaal gehad en die hele huis was vol blou bulle en blou balle en blou wat ook al. Aanbidding. Die hele wêreld. Almal van ons verbrysel die 10 gebooie en die res van die wet wat op hulle gebou is. Jy sien, as jy een oortree, dan val hulle soos domino's in 'n ry. Dawid se sonde met Batseba. Hy het sy naaste se vrou begeer. Toe pleeg hy oorspel. Toe pleeg hy moord. Toe onteer hy sy vader en moeder. Want die God in sy lewe het sy drange en sy begeertes geword. En nie wat God sê hoe hy moet leef nie. Sy begeertes word die God wat sy lewe en gedrag en dade bepaal. Ek is jammer. Almal van ons moet weet, jy het geen aanspraak op enige seëninge van Deuteronomium 28 nie. Geen aanspraak nie. Al wat jou toekom en my toekom is al die vloeke wat geld vir die verbreeking van die wet in Deuteronomium 28. Romeine 6:23 sê die loon van die sonde is die dood. En Galasiërs 3:10 sê, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. Bly by alles wat geskrywe is in die boek van die wet om dit te doen nie. Die vloek is ons verdiende loon. Jy sê maar, God het tog vir Israel geseën. Hy seën hulle tot vandag toe. Daar's baie mense wat getuig van die seën van God in hulle lewens. Ja, maar dit is nie as gevolg van wetsonderhouding. Maar almal word geseën, as hulle geseën word, vanweë die saad van die vrou wat God in Genesis 3:15 aan haar beloof het, wat die kop van die slang sou verbrysel. As God Israel seën, bewaar, beskerm, tug, is dit nie omdat hulle die wet onberispelik gehou het nie. Want hulle het nie. Maar omdat hulle draers van die saad van die vrou is, wat op sy tyd openbaar sou word. Die saad van die vrou, waarvan ook Abraham 'n draer was, is die enigste rede waarom God enige iemand sal seën. Die saad was die rede waarom God Dawid geseën het ten spyte van sy sonde. Die saad, die saad, die saad. Aan die saad van die vrou, die saad van Abraham, die saad van Dawid, die saad van Maria die maagd. Al die lof en die eer in die hemel en op aarde tot in alle ewigheid. God dank vir die saad. God dank vir die saad
God dank vir die saad. Die saad vervolg in die volgende boodskap. Dankie dat jy na my luister. En laat ek dit weer sê. Al die lof in die hemel en op aarde, van nou af tot en alle ewigheid, behoort aan die saad. Amen.